Goeiemôre, dit is Maandag die 10de November. Vanoggend lees ons twee gedeeltes, Lukas 20 en 1 Korintiërs 15. Lukas 20 vers 27. Sommige van die Sadduseërs, wat sê dat daar nie 'n opstanding is nie, kom toe en vra vir Jesus. En dan 1 Korintiërs 15 vers 12 sê Paulus, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? Die opstanding is een van die kernpunte wat ons in glo in ons Christelike geloof. Ja, dat Christus vir ons in die kruis gesterf het, dat hy ons sonde skuld op hom geneem het, maar ook dat hy opgestaan het uit die dood en dat hy nou lewe. Want dis vir ons ook 'n waarborg van 'n ewige lewe by God, 'n lewe saam met God. As ons nie meer glo in die opstanding nie, dan is ons, soos Paulus sê, is ons geloof uiteindelik nutteloos. Wat maak dit dan regtig saak wat ons verder glo en dat ons glo? Dit is vir ons belangrik om te onthou dat ons glo dat Christus werklik uit die dood uit opgestaan het, dat hy lewe en dat ons ook saam met hom sal lewe. Nie net nou hier in die wêreld terwyl die Heilige Gees ons lei en leer nie, maar eendag ook in ewigheid saam met God. Mag die Here vir jou altyd daardie sekerheid gee dat hy lewe en dat jy saam met hom sal leef. Hemelse Vader, dankie dat ons aan U behoort. Dankie dat ons U kinders kan wees. Dankie dat ons kan uitsien na 'n ewige lewe saam met U. Ja, soos Openbaring dit beskryf, die bruilofsmaal van die Lam. Here, mag ons nou elke dag voluit lewe vir U. Nooit vergeet dat ons lewens nou ook ewigheidsbetekenis by U het. Hemelse Vader, help ons om ons elke dag so in te rig, dat ons U verheerlik in wat ons sê, dat ons U verheerlik in wat ons doen. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, en kan weet, Here, dat U vir ons ook elke dag veilig vashou. Ons bid dat U ons land sal seën, die wêreld waarin ons is, ons medegelowiges, ons familie, ons vriende. Dankie dat ons voor U kan staan met ons nood en ons vrees, en weet dat U vergewe, dat U voorsien. In Jesus Christus se naam. Amen.